Kruis het my las laat verdwyn, weg na die hemelfontein. Pla my nie meer, dit druk my nie meer, kruis het my las laat verdwyn. Kruis het my las laat verdwyn, weg na die hemelfontein. Dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, kruis het my las laat verdwyn. Kruis het my las laat verdwyn, weg na die hemelfontein. Dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, die kruis het my las laat verdwyn, weg na die lewensfontein. Pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. O, die kruis het my las laat verdwyn, weg na die lewensfontein. Dit pla my nie meer, ja, dit druk my nie meer, die kruis het my las laat verdwyn. Halleluja, die kruis het my las laat verdwyn, op weg na die lewensfontein. Dit pla my nie meer, dit druk my nie meer, want die kruis het my las laat verdwyn. Oh, halleluja, prys die Here. Dankie Here Jesus. Amen. Vader, dankie dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom deur U seun, ons Here Jesus Christus. Halleluja, Here Jesus, dis 'n voorreg dat ons 'n deur het waardeur ons kan gaan na die Vader, en dit is U. En ons weet ook dan in hierdie dag dat U onfeilbare woord, halleluja, wat U verkondig het, is nie net U woorde nie, maar dis die Vader se woorde wat U aan ons kom verkondig het. Selfs deur die apostels het U Uself aan hulle geopenbaar en die Vader se woorde aan hulle bekend gemaak, en daarom kon hulle sendbriewe skrywe met die woorde van die Here God. Halleluja. En ons vra in hierdie dag dat ons waarlik sal ag gee op U woord, en laat ons waarlik U woord ter harte sal neem elke oomblik. Ja, Here, soos Dawid gesê, ek het U woord in my hart bewaar, sodat ek nie teen U sal sondig nie. En Here, dit is so belangrik dat ons U woord in ons binneste sal bewaar, in ons harte sal bewaar, en daaroor sal waak. Ja, Here Jesus, laat ons waarlik nugter sal wees in die tye waarin ons lewe, want ons sien, daar het baie gekom wat baie mense sal mislei met hierdie woorde, dat hulle sal kom in U naam. Hulle sal U naam gebruik. Ja, Here Jesus, en sê U is die Christus, terwyl hulle baie sal mislei. En ons vra, gee aan ons groot genade, dat ons deur die waarheid waarin die Heilige Gees ons leer en lei, vry sal bly van al hierdie valsheid. Ja, Here Jesus, van al hierdie misleiding en verleiding, en dankie ook dat versoeking, Here, ons nie sal onderkry nie. Baie dankie dat ons weet dat die versoeker is die een wat ons versoek uit God se woord om aan ons die valsheid te verkondig. Eer U dat U waarlik ons 'n hart gegee het wat dit kan bewaar, wat die grootste gesag het, en dit is die woorde van God. Baie dankie dat U dan aan elkeen van ons sal gee in hierdie dag 'n oor om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Bestryk elke oor met U kosbare bloed.
Ja, Here Jesus, sodat net die waarheid ons binneste en ons harte sal bereik. Halleluja. Laat ons waarlik sal ondervind, soos die woord sê, nadat ons van alle boosheid ontslaag geraak het, dat ons die ingeplante woord met sagmoedigheid sal ontvang, wat in staat is om ons siele te red. Ja, Here, U bloed het ons gered en vrygemaak van die sonde van die wêreld, van alles, sodat ons die kinders kan kom, sodat ons die kinders kan word, maar U woord, halleluja, kan ons red. Waarheid van die woord, van elke valsheid, elke leuen, elke misleiding. U woord kan ons daarvan red. En dit is waarom die woord sê, hierdie ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Halleluja. Ons eer U, dat ons dan in hierdie dag U kosbare bloed oor ons kan vra en vra, Here Jesus, laat ons ore sal oopmaak, sodat ons kan hoor wat U vir ons sê uit U woord. Dankie daarvoor in Jesus mooi naam. Amen en amen. En ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons bid die seën van die Here op U af. Halleluja. En wanneer ons die seën van die Here afbid, dan bid ons die seën van die woord, die seën van genade, die seën van liefde, die seën, dis alles waarmee die Here ons as mens geseën het. En daar's een ding waarmee die Here die hele wêreld geseën het, en dit is en aan die mens 'n welbehaag. Dis die grootste seën. So, jy het nie nodig om spesifiek seën uit te spreek nie. Is al wat jy sê, Here, U het gesê U welbehaag, U aan die mense welbehaag. Here Jesus, laat U welbehaag vir my vyand. Laat U welbehaag ook daardie een sal bereik. Dan spreek jy 'n seën oor hom uit. Ja, jy sê net, ek seën jou nie, dit beteken niks. Jy moet sê wat dit oor daai ene uitspreek, sodat dit vir hom 'n seën kan wees. Halleluja. Welbehaag, waarskuwings ensovoorts, seën. Halleluja. En hierdie ding is vir my so belangrik, dat wanneer ons sê, as groet jou en as bid sy seën op jou af, dan beteken dit alles wat in die woord saamgevat is, het 'n seën vir ons geword. Halleluja. En wat hier belangrik is dat ons waarlik in hierdie tye sal oplet, hoe dat ons spreek, en dat ons net die woord reg sal sny. Ek is dankbaar vir die Here, dat ons weer 'n voorreg het om in hierdie dag so saam te kan wees, kan luister na die woord van die Here, maar ons wil ook baie dankie sê vir die Here, dat ons 'n voorreg het om op Joy Gospel Radio hierdie evangelie te kan uitdra, oor land en see, en ons bid die seën van die Here op Pastor Barry en sy vrou Christel, en ons weet dat die Here sal ook in elke behoefte van hulle voorsien. Die seën, sodat hierdie evangelie versprei kan word. Prys die Here, en ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Halleluja. Ek sal dit aanhou herhaal, want ek dank die Here, dat iemand wat 'n Pinksterkind is in Pinkster gebore. Dit meen, hy is weergebore, en hy het die doping van die Heilige Gees, net die spreuke van 'n Heilige Gees taal deelagtig geword, so dan is hy waarlik 'n Pinksterkind. En dis die Pinksterkinders wat die wapenrusting moet aan hê. Halleluja. En daarom is ek nog steeds by die wapenrusting. Want dan gaan elke keer vir my iets wonderliks oop oor die wapenrusting. Ek wil dit net vandag baie duidelik sê. Die wapenrusting het die Here nooit vir ons gegee vir geestelike oorlogvoering nie. Daar bestaan nie so iets nie. Halleluja. Ek weet, mense wat van geestelike oorlogvoering praat, en dan moet jy die wapenrusting, die woord sê, die woord sê in Petrus en eintlik in Judas, miskien moet ek dit net vir u lees, want dit is baie belangrik.
Oh, halleluja. Net die by Judas kom. Hy sê, Judas 1 vers 10, maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle soos redelose diere op 'n natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. As jy die wapenrusting op 'n natuurlike wyse verstaan, dit meen geestelike oorlogvoering. Woord sê, dan is jy eintlik soos 'n redelose dier wat jy verstaan nie. Jy verstaan nie dat die wapenrusting is nooit vir ons gegee om geestelike oorlogvoering te doen nie. Ek wil net vandag vir iets sê. Daar is een ding wat verskriklik gevaarlik is. En dit is dat jy selfs die Heilige Gees inspan om geestelike oorlogvoering te doen. Ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees het niks te doen met enige geestelike oorlogvoering. Die Here Jesus het hom nie gestuur om jou te help om geestelike oorlogvoering te doen nie. Waarom sê ek so? Die mense hoor goed en hulle besef nie wat hulle hoor nie. Ek weet, daar is 'n lied wat sê, it is finished. The battle is over. It is finished. There will be no more war. Hallelujah. It is finished and Jesus Christ is Lord. As dit verby is, as die oorlog dan klaar is, as die Here Jesus hierdie geveg geveg het, en hy het oorwin, kan ons nie geestelike oorlogvoering wil voer nie, want dis 'n teken van swakheid, dis 'n teken van onkunde, dis 'n teken van onwysheid, sonder kennis, sonder krag. Want Jesus het klaar gewen. En hy het nooit gesê dat ons moet nou geestelike oorlogvoering doen nie. Hy het die geveg gewen. Hy het oor hulle getriomfeer, oor al die duister magte. Hy het, toe hy aan die kruis roep, dis volbring, toe is dit die einde van geestelike oorlogvoering. Hy het vleeslik gelei, geslaan, gekruisig, gedood, alles. Maar hy moes alle magte, alle heerskappye, alle gesag, hy moes dit alles uitkleer, tot niet maak. En dit is waar die geestelike oorlogvoering plaasgevind het. In Christus self met die duiwel en sy trawante. Daar, Christus sterwe en hy staan op, dus die oorlog verby. En hoe durf ek as mens die wapenuitrusting van God wil gebruik vir geestelike oorlogvoering, en is alwaarvoor die mense dit vandag gebruik. Hulle claim dit wat hulle verloor het weer terug, dit wat die duiwel by hulle gesteel het, en hulle gebruik die wapenuitrusting daarvoor. Kan die mens so dwaas wees? Dis waarom hy sê, hulle is soos redelose diere, wat alles op 'n natuurlike wyse, ek weet nou verkoop hulle swaarde, en is ramshorings, en ek weet nie wat alles nie, dit het niks met die wapenrusting te doen nie. Omdat hulle dat, soos die redelose diere, alles op 'n natuurlike wyse verstaan, nou maak die kerk geld uit dit. Predikers maak geld uit dit.
Dis die loon van die verraad waarmee julle besig is. Als het dit verniet ontvang. Maar nou die kerk het reg gekry om dit wat ons verniet ontvang het, te verkoop vir geld. Omdat hulle soos redelose diere alles op 'n natuurlike wyse verstaan. Ek wil vandag vir u sê, kry dit uit jou hele wese. Jy en ek kan nie geestelike oorlogvoering doen nadat Christus klaar gewen het. Sing hulle daai lied. Wenners, wenners, wenners. Wat se wenners? Ons is nie wenners nie. Ons is meer as oorwinnaars omdat Christus ons die krag gee. En Christus kan alleen vir ons meer as oorwinnaars maak omdat hy oorwin het. Ek het nie nodig om deur geestelike oorlogvoering te oorwin nie. Klaar gedoen. Dis waarom die Here sê, die stryd, die woord sê, die stryd behoort aan die Here. Hy sê, wees jy stil, ek sal vir jou stryd. Hierdie worstelstryd wat ek het, is al wat ek moet doen. Ek moet die wapenrusting aan hê. En die wapenrusting bestaan uit dele en alles is net die woord van God. Halleluja. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is. Ek meen, die wapenrusting is eintlik, ek trek my aan met die woord van God. Halleluja. En dit is wat baie belangrik is wat ons sal moet onthou. Gaan maar eerder sak en as, verneder jou en bid. Nee. Dan is jou oorwinning verseker. Hoe? In Christus. Jy het nie nodig. Hy sê baie plekke, hy sê aan hom wat oorwin, aan hom wat oorwin. Wat oorwin? Ek en u moet net die sonde is oorwin. Daarom kan die Here my vrymaak van sonde deur sy bloed. Siekte is oorwin. Daarom kan die Here my gesond maak deur sy wonde. Ons oorwinning is wat deurwerk van Christus af, omdat hy oorwin het. Nou oorwin ons siekte, ons oorwin sonde, ons oorwin nie alles, maar dis omdat Jesus my die krag gee. En hy gee my die krag om te oorwin, nie om oorlog te voer nie. Halleluja. En 'n baie belangrike ding wat die Here vir my gegee het om vir u in hierdie dag te gee is, ek kom terug na die heel eerste deel van die wapenrusting. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Ek dink nie ons besef in volheid wat die waarheid is nie. Halleluja. As jy hierdie Bybel so toemaak en jy hou hom so vas, dan wil ek amper sê jy die houer, die Bybel is die houer van die waarheid. Die woord van God is die houer van die waarheid. Dis waarom hy sê op een plek sê dat die gemeente, die gemeente is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Daar is geen ander grondslag nie. Dis waarom hy aanhoudend, dis waarom hy in Lukas 12 vers 36 sê hierdie, hy sê julle lendene omgord en julle lampe aan die brand. Julle lendene omgord, sê hy hierso wat dit is. Hy sê julle lendene
met die waarheid omgord. Nou, ek wil dit net vinnig noem. Dawid sê op een plek, ek het u woord in my hart geberg, sodat ek nie teen u sal sondig nie. Nou sê die woord, dat ons liggaam is 'n tempel van God, waarin die gees van die Here woon. En dit sê net vir my een ding, wanneer ek die woord van God in my hart bære, en die Heilige Gees woon in hierdie tempel, dan kan hy die woord wat ek in my hart bewaar, hy kan my daarin leer en inlei. Maar as ek nie die woord in my hart bewaar nie, kan die Heilige Gees my nie leer inlei in die waarheid nie. So, iemand moet nie sê dat die Heilige Gees woon in hom, want hy is die tempel van God waarin die Gees van die Here woon. En hy bewaar die woord nie in sy hart nie. Hy kan nie. Alleen wanneer jy die woord in jou hart bewaar, sal die Heilige Gees jou leer inlei in die hele waarheid. En die Bybel sê, wat ek laas keer gesê het, né? Julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. En dan praat hy van Vader, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Dit meen, wanneer ek die woord in my hart bewaar, kan die Heilige Gees my leer en lei in die hele waarheid, en hierdie hele waarheid van die woord kan my heilig. Nou gaan verder gaan. Wat hier baie belangrik is, hy sê in Spreuke 4, hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dit meen, as ek die woord in my hart bewaar, dan het ek die oorsprong van die lewe in my hart. Nou, ek het baie keer gewonder, Here, waarom ons lende omgord met die waarheid? Ek wil vandag vir iets sê. Dis deur die mediese wêreld bewys. Die sterkste deel van jou hele liggaam is jou heupe, jou kruis. Ons praat van, ek het 'n pyn hier in my kruis in. Nou, interessant, dat die liggaam het 'n kruis in. Halleluja. En ek omgord hierdie gedeelte van my liggaam, die lendene, wat ook die kruis genoem word. Nee, ek omgord dit met die waarheid. Hoe belangrik is dit? Hy sê in Openbaring 19, ek wil dit vinnig lees, hierdie mooi woorde, Openbaring 19. Dit is vir my so mooi gewees. Halleluja, meer skrifte wat 'n mens ken, maar hoor wat sê hy, en hy dra op sy kleed, dis Openbaring 19 vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. So waar lê die krag van Jesus as koning en as Here? 'n kroon op sy kop? Nee. Die kroon is die kroon van heerlikheid. Dis die kroon van die lewe. Dis wat daar is. Maar sy krag lê in sy heupe. Koning van die konings, Here van die Here. En dit is waarom as ons heupe met die waarheid omgord, ons lendene met die waarheid omgord, dan omgord ons met krag. Halleluja. In so 'n mate dat die Here Jesus het ons konings en priesters gemaak vir sy God en Vader. Dit meen, ek as koning moet nie 'n kroon van koningskap soek nie. My koningskap en my krag lê hier om my heupe, hier by my kruis. Halleluja. En hierdie ding wat ek omgord is die waarheid. Wil jy wen? Woord sê, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. As jy wil wen, omgord jou heupe met die waarheid.
Want Christus het klaar gewen. Halleluja, onthou dit. En jy kan dit maar van enige mens afvat. Sodra hy 'n lampyn in sy heupe kry, dan is hy kragteloos. Hy kan niks doen nie. Hy kan wat 'n bodybuilder wees. Maar as sy heupe swak geword het, hierdie kruis van sy liggaam, dan is hy kragteloos. Onthou dit. God, julle lendene met die waarheid. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord en ons eer u dat u woord deur die Heilige Gees, maar wat ons sal leer en lei in die hele waarheid in ons lewe na vore bring. O Here, dit laat ons verstaan wat die Here vir ons gegee het deur vir ons 'n wapenrusting daar te stel. Laat ons dit reg verstaan, Here, sodat ons kan reg optree in die naam van Jesus. Ons eer u dat u elkeen dan seën en laat die ore waarlik die waarheid sal ontvang en sal in die hart gaan, sodat hulle die u woord in hulle harte kan bewaar. Vra dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen.